Goeiedag, vandag se woordspieloordenking uit die Ou Testament kom uit Levitikus 1. Ja, ons begin vandag by Levitikus en dankie dat jy saam met my deel is van hierdie reis. Ek lees vir jou Levitikus 1 vers 3 tot 5. As julle 'n bees as 'n brandoffer bring, bring dan 'n bul sonder enige liggaamsgebrek. Bring die bul na die ingang van die tent van ontmoeting, sodat dit vir die Here aanvaarbaar kan wees. Lê jou hand op die kop van die brandoffer, sodat die Here dit as 'n plaasvervanger vir jou kan aanvaar en dit so vir jou versoening kan bewerk. Slag die bul in die teenwoordigheid van die Here. Die seuns van Aaron, die priesters, sal dan die bloed vat en dit teen die kante van die altaar sprinkel wat voor die tent van ontmoeting staan. Nou, as ons terugdink na Exodus, dan sou jy gesien het en onthou dat die tweede gedeelte van Exodus, nadat die Israeliete nou in die eerste gedeelte van Exodus uit Egipte uitgelei word, was die fokus op die gee van die wet en dan ook die bou van die tabernakel. In Levitikus word die klem geplaas en word daar gefokus op die offersisteem en die orde van aanbidding in die tabernakel. Hier in hierdie gedeelte lees ons van 'n eerste offer, die brandoffer, wat gebring word voor die Here ter versoening van die persoon wat dit bring. Die persoon wat gesondig het, is voor God skuldig. En hy is skuldig aan rebellie, hy is skuldig en hy verdien die dood. In God se genade maak God egter voorsiening vir 'n plaasvervangende offer. Die persoon moes 'n volmaakte plaasvervanger kies, 'n bees, in hierdie geval 'n skaap, 'n bok, 'n duif, en homself met daardie offer assosieer deur sy hande op die dier te lê. Dan het God daardie dier as 'n plaasvervanger gesien vir die persoon wat die offer bring. En daardeur het hierdie persoon dan nou verklaar dat daardie offer nou in sy plek die straf sal dra en sal sterf, die dood wat hy eintlik verdien. Met die prys wat dan betaal is deur die dood van daardie dier, kon die bloed dan versoening bring, want die prys vir sonde is dood, daar moet bloed vergiet word. Ons sien dat Jesus die uiteindelike ware plaasvervangende offer is en dat hy dieselfde deurgaan. Hy dra ons straf in sy liggaam. Sy liggaam word aan die kruis verwoes en daarom kan hy deur sy bloed dan, wat in die hemelse troonkamer ingevat word, versoening bring vir elke een wat met hom assosieer deur geloof. Jesus is die ultimate en die uiteindelike plaasvervangende offer. Assosieer jouself vandag weer eens met hom, opnuut met hom, deur al jou geloof en jou vertroue in Jesus te plaas en te weet hy is jou plaasvervangende offer. Hy is die lam wat die sonde van die wêreld kom wegneem het. Hy is die vervulling van al hierdie Ou Testamentiese offers waarvan ons gaan lees hier in Levitikus. Jesus is die plaasvervangende offer in jou en my plek. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U in my plek, in U liggaam, my straf gedra het en dat U daarom deur U bloed vir my versoening gebring het. Dankie, want ek sou nooit daardie prys kon betaal het nie. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, die Here seën jou.